vertel ook, en vandag is ons by Mattheus 7 vers 1 en 2. Mattheus 7. Nou ek wil sê vanmôre, die voel ek is een van die belangrikste boodskappe in die reekse. So can you do me a favor? Especially belangrik vir die kinders van die Here. Kan ek sien waar is die kinders van die Here met by 'n show of hands? Waar is al die kinders van die Here? Nou die boodskap is especially important for the people of God. Amen. So do me a guns. You can forget the other messages, but this one don't forget it. Can you do that? Amen. Sê vir persoon langs jy doen pastor guns, moenie die boodskap vergeet nie. Vang hom, vang hom. Vang hom, jy kan niks weer kan jy vergeet, maar die ene moet jy vang. It's important. Bly mense by die huis niks, jy kan sê die pastor is eens, kom maar by die huis by. Kom ons lees saam as jou Bybels het, dit sal ook op die screen wees. Kom ons lees saam Mattheus 7 vers 1, kan ons liever saam lees? Do not Judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will will be be judged. judged. And And with with the the measure measure you you use, use, it will be measured to you. Kom ons lees dit weer, net om seker te wees. Do not judge, For you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, you will. Dis oor die wat die Engels verstaan, kom ons draai in Afrikaans en gou. Hy behoort dit na daai te wees, ja. Hou op oordeel. Hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek. Dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriteria waarmee julle oordeel. Sal ook vir julle gebruik word. What did God mean when He said, "Do not judge"? We've heard over in our time we've heard people quote this quote or this verse. But mense sê, "Don't judge me." Iemand het selfs 'n song gemaak. No one can judge me but God. Only God can judge me. You know, niemand het die reg om my te oordeel nie. Is my lewe. Ek gaan doen wat ek wil doen. Lewe jou lewe, solank ek niemand seermaak nie. You cannot judge me. Have you said it also? I think we've all said it at some stage. And most of the time when people use this is when there is some kind of sin involved. And so we would say this, do not judge me. Want is eintlik nou connected aan sonde in my lewe, meeste van die tyd, amen? And so we want to excuse sin. Then we say, moet my nie oordeel nie. Amen? And this is the world we're living in today also. We're living in a world where the world is encouraging even believers to almost tolerate anything. You can't say anything about anyone. Every person has the right to live their life the way they want to live it. We have to be tolerant of other people's way of life and other people's belief systems. Dis die lewe wat ons lewe. You don't have the right to judge me. You do you, and I do. Help me, Lord. Maar wie waarheid te sê, dit is nie lekker om gejudged te word nie. As het lekker om gejudged te word? Nope. As mense jou judge, maar hulle judge jou altyd verkeerd mos nou man, you know? Hulle kyk jou net so en maak hulle klaar. Ek van my. Sê, wat nou jy fancy vandag met daardie krene hoed. As het lekker om gejudged te word, have you ever been judged? By other people? Yep. Maar hulle judge jou verkeerd, hulle kyk jou skersie. As het lekker om gejudged te word nie. Vandaag as mense jou verkeerd judge. Maar hoekom is dit? En asseblief nie kwaad te sê, ek praat van myself ook, maar hoekom is dit? Dat ons hier in die kerk, kom ons so lief om mekaar te judge. Hoekom is kerkmense especially lief vir judge? Is dit verkeerd? Sê, please gesels. Is al, as ek nou mooi
stop my sê nou uit lyn is as 'n pastor, you are out of line. I almost feel like kerkmense ons oordeel jong. Ons is die mees judgmentalste, is dat so'n woord? Judgmentalste mense. But what did God mean when He said, do not judge? Do not judge. Ek dink as ek unfair voor ons toe inkom in die konteks en allerlei dinge, op die oogwind klink het 'n bietjie onwys om te sê dat niemand, nowhere, ever kan judgment gee nie. I mean, that's why we have a justice system and there's a judge daar. Want iewers in die lewe moet daar mense wees wat judgment maak. Dit is reg, dit is verkeerd. Imagine nou as daar niemand moet gejudge het nie, en die is op skool en die skryf 'n essay opstel. Die essay gaan oor, skryf 'n essay rondom jou vakansie. I mean, nou merk jy meneer jy wanneer jy gee vir jou 'n laagpunt. As jou essay, as jou vakansie. Wat gee hom nie reg om jou te judge, verkeerd te judge volgens jou? As was jou, I mean, okay, kyk na die grammar, pas jy nie die grammar, mas nou kan jy punte afhaal, maar die idee, jy moet net punte kry om te bly op topic. Sekere plekke moet daar mense wees wat amper sê, kyk, dis reg, en dis verkeerd, en volgens wat jy gedoen het, die oordeel is dis verkeerd. As ek nou hier steeds vertrouwd gaan ry, maar ek ry nie in my baan, ek ry nie aan die kant van die pad, in die baan van die karre wat afkom. Jy laat nie my sê, die man hoe die is so, ek gaan doen wat ek wil doen. As die traffic over my stop, wat gaan hy vir my sê? Dis verkeerd. Want iewers moet daar daarom mense is wat orde hou en die type van 'n judgment gee. Speel vir 'n vinnige game. Ek het so 2 pictures daar so. Rondom iemand moet my sê watter tipe goede kan ons judge en watter tipe kan ons nie judge nie, né? Sit vir 'n picture van die ou met die haircut. Sê vir my kan ons iemand sê haircut judge? Iemand wat nou in jou lewe is, né? Is jou ma, jou pa, jou broer, jou suster. En dan kom by die huis en sê, kyk my die hairstyle, is dit nie kwaai nie? En jy het die reg om vir hulle te sê, as iemand wat lief is vir hulle, kyk jy my ma, jy kan nie so uitgaan nie. En jy het die reg, I mean, hulle voel hulle is mooi. Hulle voel dit pas by hulle. Do you have the right to judge them? You say in love, you will do it. En jy mal. Some heel op soos hy nie. Ja, but it's her choice, is sy keuse. Wat gee jou die reg? Something new, and I went to the salon for a nice move, and I look at me die mooi pikade. Ek het baie stap gesê dat ek lag en ek sê die kollegies is gekom en ek het mooi gevoel. Maar en ek het net oor my kry ook nie op daai eentjie kom. En jy betaal vir die nou het een ander goed. Ja, wat gee ander mense die reg om jou te judge? Jy voel mooi. Hier in die next picture, so, nou die is 'n getrouwde man, maar hy is besig met 'n ander dametjie te gesels. Wat gee jou die reg om hom te judge? Kan ons hom judge? Yeah. Don't remind us. It's someone you know, let's say it's pastor, dus maak het maar van my. And you see pastor talking, flirting with another lady. That's not Juffrou Estel.
Are you going to judge me? Going to come up and say, Pastor? Yeah. Is daar verskil? Ek flirt, ek sê, ek flirt. Ja, ek flirt. So clearly is het as 'n belangrike saak, maar het is 'n complicated saak. Want hoe weet jy wanneer moet jy inmeng en in liefde sê, my broer, my suster, wat jy nou mee besig is verkeerd, en wanneer hou jou uit? Wat weet jy altyd nie? Kan ons gewoon die definitie opstel van judgment en van discernment? Ek dink hy twee is na aan mekaar, maar dit is 'n difference. Discernment, onderscheiding, is the ability to see clearly and judge accurately. Ander translation het bygevoeg dat discernment includes some kind of understanding. Jy vat tyd om te verstaan. Jy sê haastig om te kom by 'n conclusion of a judgment nie. While judgment is a conclusion or a decision made often based on, help my gou, or a fixed perspective. So is een ding om te onderskei. As jy onderskei, is jy hastig om te, jy kyk eerste, en jy verstaan die saak eerste, voor jy, en dan kan jy kom by 'n judgment. Maar meeste van die tyd is ons vinnig om te judge, without discerning first. Maak het sin? Yes. Okay, kom ons gaan aan. So, last week we talked about when we want to understand what God really means in a particular verse, we need to keep certain things in mind, right? Ek het genoem last week dat wanneer ons wil uitvind wat 'n sekere gedeelte in die Bybel beteken, dan is daar 3 dinge wat ons moet doen. Wat was die eerste ding gewees? Ons moet kyk na die konteks van die skrif. Ons kyk na vers 1 en vers 2, maar vers 1 en vers 2 van Matteus is omsingel met ander skrifte. So ons kyk na Matteus 6 en wat het gesê word daar. Ons kyk na die res van die vers in hoofstuk 7, want ons wil die konteks verstaan waarvan hierdie gedagte deel is. Soms vat ons 'n gedeelte uit konteks uit. Yeah. But if we want to understand the heart of God in that verse, ons moet die konteks verstaan. Wie het geskrywe? Na wie het hulle geskrywe? Wat wil hulle adresseer toe hulle skrywe? Dis alles die konteks. Tweedens het ek genoem dat wanneer ons byvoorbeeld in 'n ding soos die, ewen soos laas week, die topic gaan rondom gebed en hier gaan dit rondom judgment, dan moet ons die res van die Bybel deursoek vir ander skrifte wat ook praat rondom dieselfde topic. Want ons wil meer informasie kry rondom die hart van die Here rondom hierdie topic. En so dit is wat ons gaan doen vandag. En dan derdens, baie belangrik, het ek gesê, wat moet ons ook doen? Wat moet ons nie vergeet om te doen nie? Ons moet doen wat die woord dan sê. Soms, ons kyk die konteks, ons verstaan die konteks, ons verstaan die woord, ons collect die woord, ons is vol van die woord, ons verstaan, ons kan nie stellig gesels vir 3 uur omtrent die woord, maar ons doen nie die woord nie. Ons moet die woord doen, amen? Ons moet groei in kennis van die woord, en in gehoorsaamheid van die woord. Ons kennis en gehoorsaamheid moet wat is die woord? Ewenig. Ja, so dit wat ons gaan doen gou. En ons wil verstaan, what did God mean when he said, do not judge. So wat is die konteks? Wat is die konteks van hierdie verse? Wat kom voor hoofstuk 7 van Matteus? Wat kom voor hoofstuk 7 van Matteus? Hoofstuk 6. Sê 3 question hier, amen?
What chapter comes before chapter 7? Chapter 6. And in chapter 6, if you read it, you'll find even the way chapter 6 begins. He says, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father in heaven. So hoofstuk 6 begin al klaar, dit praat van 'n bietjie van skynheiligheid en valsheid. Mense wat dinge doen in die naam van die Here, maar hulle doen dit om gesien te word. Nee? Ons sien 'n klaar 'n bietjie 'n hint van hypocrisie daarso. Later dan is daar weer, ek dink is hier vers 15, vers 16. Hy praat van vas en gebed. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. So, Jesus is hier besig, lyk om te gesels, spesifiek met die Fariseërs. Hy praat teen iets wat die Fariseërs doen. Wie was die Fariseërs gewees? Die gelowiges van die dag. Die kerkmense van die dag. En is besig om te praat teen 'n manier, 'n lewenstyl wat hulle gehad het. Hulle was vals gewees. Hulle tree op in die publiek 'n sekere manier, maar hulle lewe nie volgens daar nie. So he's busy trying to address the hypocrisy of the Pharisees. And then we get to chapter 7, then it says, do not judge, that you be not judged. For with the judgment that you pronounce, you will also be judged. With the measure that you measure, you will also be measured. Maar dan later, een stukje later in hoofstuk 7, dan praat hy hierso van chapter 7 verse 15, beware of the false prophets who come to you in sheep clothing. Ons moet nou oppas vir valse profete. Dan ask myself, maar ek kan nie judge nie. Nou hoe gaan ek judge of 'n profeet vals is of nie vals is nie? Wie gaan daai determine? Sien weet my? Ek vra vir die teks. If you say do not judge, do not ever judge. Wie gaan determine of iemand eg is of vals is? Ons is nog net besig om te krap op die surface. Ons vra vir die teks, amen? So nou ons gedagte dat Jesus was besig om te praat in die valsheid van die kerkmense van die dag. En dan noem hy later dat ons moet bewus wees van valsheid. Maar obviously om te onderskei moet daar mense is wat kan kyk na sekere dinge. And so the more you read, you kind of come to the side wat dink dat miskien bedoel Jesus nie dat niemand gaan ooit oordeel moet maak nie. Miskien noem hy maar net wanneer jy oordeel. Kom ons lees vers 1 en 2 weer. Wanneer jy wel moet oordeel. Onthou, jy gaan ook geoordeel word. Maak dit sin? Yeah. I don't think Jesus was saying that you will never, ever have to make a judgment. But when you do judge other people, bear in mind, with the same judgment you're judging others, you will also be judged. In the same way you judge others, in the same measure you use to measure others, weet, jy gaan ook. As jy met my. Kom ons lees vers 3 en vers 4. Vers 3 en vers 4. Matthew 7. Miskien gaan dit meer information vir ons gee. Kom ons lees saam. Why do you look at the ons lees saam, ons begin weer, allemaal saam. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there's a plank in your own eye? So as jy met my, so he's not saying that no one ever will be able to say, kyk, dis reg en dis verkeerd. My suster, hier is buitekant die woord van die Here. My broer, die Here verwag nie dit van julle. But when you do judge, maak seker dat jou lewe moenie die
die saaksel. En jou suster se oë, jou plaas so baie nie, maar as 'n balk in jou oog. Sure, yeah, pas Lord. As ons weet. Yes. And that's what happens most of the time. Hier's 'n balk in my oog. Maar die saaksel in my suster se oog pla my so baie. Ek sien, julle saaksels maar sien nie my balk nie. Do not judge, for you also will be judged. Verstaan iemand dan? Ek kan maar ophoor, hè? So he's not saying that you don't have to make judgment. Dan moet reg en verkeerd gewys word. But when you judge, be careful. Moenie hier kom maak asof jy iets is wat jy nie is nie. Maar jou ander mense tot 'n hoë standaard. 'n Standaard van jouself. For honoring. Yeah, pas Lord. Ek mense. Ek mense, hoekom is ons so? Hoekom is ons so? Okay, so we looked at the context, dis die context. So kom ons kyk na ander skrifte, want ons lees die skrif in lig van ander skrifte wat praat van dieselfde ding, né? So we're just going to look at a few other verses across the Bible in the same topic and take a few truths from it. Okay, eerstens soek ek met John chapter 7 verse 24. John 7:24. Sê vir die persoon langs aan jou, toch jy loop asseblief. Was is kwaad nie? Dis leer my nie die woord. Asseblief. Nie loop nie. John 7:24. Ons saam lees. Stop Judging by mere appearances, but instead judge correctly. Lees dit vandag? Kom ons lees vandag. Stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Afrikaans, hou op. Oordeel Net op wat julle sien. Oordeel billik. So first point is, moet nie oppervlakkig oordeel nie. Jy sal moet oordeel gee. You might have to make a judgment, but when you do not judge on the surface. Do not judge by what you see. Take time. Soms ontmoet ons iemand vir die eerste maal. Ek ken skaars vir hom Freddy nie. Ek sien hom net een keer. Dan maak ek klaar judgment. Hoe daai ou? Ja, hy mos lekker. Hy hom wit. Kan jy sien nie? Hy hom wit. But you don't know the person. You've never even spoken to him. Ons maak oordeel van mekaar. Maar wat we see on the surface, moenie oppervlakkig oordeel nie. Soms as 'n gelowige is van die spiritual gift van judging by appearances het. Sure. Kan jy dit wees? Yes, please. Sommige as 'n gelowige is wat die geestelike gawe het van om oppervlakkig mense te oordeel. Ons ken skaars mekaar nie. One encounter. En sê ons dat nee, hulle gees is af. Net omdat daai persoon miskien nou in gedagte gewees het en jou nie gegroet het nie, gees is af. You don't know the person. Sure. Practically. True. Ja, we use high spiritual vocab. Gees is af. Maar ons oordeel oppervlakkig. Ons vat die tyd om die persoon te ken nie. Only after. Kyk. En die ding wat ons ook like doen is, omdat jy nou vir haar oppervlakkig miskien nou geoordeel het, omdat ek nou jou man is, of jou vriend is, nou wil ek moet ook nie hy persoon 'n kans gee, om die persoon te leer ken van myself nie. And I go by your word. I don't even know her. But because you told me say stuck up. Nou vat ek jou woord daarvoor. En sy verhouding maar met my, maar ek laat haar nie toe nie, want my suster of my vrou het vir my iets gesê van haar wat nie waar is nie. Sure. Hou op man. Sure. Sê vir iemand agter jou, hou op asseblief man, hou op. Moenie oppervlakkig oordeel nie. Amen. Take time to get to know the person for yourself.
As jy met choppy is, nee man, moet nie aan versie. Geef my 'n kans om my persoon self te leer ken. So, Ons doen dit hier, so nie, nee. Ons doen dit hier, nie, nee. kerkmense. Of hy kerk en hy kerk. O nee, ek hou nie van hy kerkie. Jy was nog nooit in hy kerk gewees nie. Jy was nog nooit in 'n diens in hy kerkie. Jy weet nie wat hulle doen as by hy kerkie. Hier mense, ons lees die skrif hier wat ons mee begin het. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will also be judged. With the same measure you measure others, you will be measured. When you judge by any encounter, amen? Geen kans. Geen kans. Tweedens, Romans 2 verse 1 and 4. Romans 2 verse 1 and 4. You may think you can condemn such people, but you are just as bad. Sure. And you have no excuse. Sure. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For you who judge others do these very same things. Don't you see how wonderfully kind and tolerant and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Sure. Kom ons lees dit saam, man. You may think You can condemn such people, But you are just as bad, and you have no excuse. When you say they are wicked and you should be punished, yourself, you are do these things. Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that it's intended to turn you from your sin? Sure. So tweede punt, moenie skynheilig wees met jou oordeel nie. Jy's besig om mense left, right en center te oordeel, wat jy doen nog worse dinge as wat hulle doen. Jy is nog dieper in die son as wat hulle is, al dan met jou as jy kom kerk toe met lees. Dis al verskil. Moenie skynheilig is met jou oordeel nie. En Paulus sê so mooi, maar ek moet so, ek hoef nie te expand op wat hy sê nie. Jy condemn mense daar buite, jy judge hulle, maar jy is net so bad. En die ding is die, hulle het 'n verskoning, because hulle weet ons in die wêreld in. Maar jy is mos nou by die Here. Wat is jou verskoning? Sure. I said when I started that this is the most important message for us that we need to get. Iemand sê dat ek het gevind dat die plek waar ons die hardste ander mense oordeel, kan soms wees die plek waar ons nog sukkel. Ja, nee. Ons is hard om ander mense so splintertjies, want ons sukkel nog in die area. Sure. Ander pastoor vertel 'n storie van twee ouens wat saam gebly het in 'n flat. En hulle is gelowig, of hulle dien saam. En die een ou kom op pornography material af op die een ou se computer. En hy gaan aan met hom, man. Hy skeer hom met mekaar. Jy skam maar bekeer, en jy skam maar dit, en jy skam maar dat. En hy gaan die pastoor gaan sê met die kerk, en alle klomp dinge, jy gaan ook weer dit met die kerk, en alle klomp dinge. Jy weet maar, so gaan ons aan. Een paar weke later, toe kom 'n storie uit, dat dieselfde ou is besig om met 'n getroude vrou te lol. Sure. Sure. Maar hy is besig om die ou uit te skeer. Sure. Moenie skynheilig is in jou oordeel nie. Sure. Ons weet, somewhere, somehow moet daar geoordeel word, maar as jy oordeel, jy skynheilig is nie. En dan word kyk in die spieël eerste. Kyk in die spieël eerste. Ons gaan aan, amen. Ons gaan aan. 1 Corinthians chapter 5 verse 12. 1 Corinthians chapter 5 verse 12.
Kom ons lees lieflik saam. What business? What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? Moet weer lees? Kom ons lees gou weer. As ek verstaan is lekker nie. What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge? In ander woorde, hoop mense buite die kerk oordeel tot standaarde, Christelike standaarde. Hulle is maar nog nie Christene nie. So why are you judging them by Christian standards? You are Christians in here. Judge yourselves according to this standard. Maar mense daar buite, hulle is nog verlore. Why are you judging them by our standards? As amper soos ek gaan nou na Pastor Andy se huis toe, en ek wil net om recht sê, jy moet nie so maak, ek is in sy huis nie. In sy huis en hy sy wette. Maar nou wil ek kom in sy huis en hom kom oordeel. Dan soos is so. Dan wil die mense al buite oordeel. Maar dat doen maar net wat verlore mense doen. Hulle praat maar net soos die verlore mense praat. What business do we have to judge people? What business do we have to keep them accountable to a standard that is ours? Ons het ja gesê, ons gee ons lewens vir die Here. So ons is onder die standaard van die Here. Hulle is nog nie. Nou kom die arme mens hier in op 'n Sondag, man. Hy het nou iewers op die radio geluister op PFM en het nog gevoel dat die Heilige Gees trek kom. Nou kom hulle hier soos hulle is, man. Nou wil ons op die standaard. Hulle het nog iets 'n kans om ja te sê vir Jesus, die man. En al sê hulle ja, hulle begin nog in die dinge van die Here, dan ons dit kom. En is dit 'n standaard vir hulle? Wat jy weet, na 20, 30 jaar in die Here, jy sukkel nog steeds. Mense wat nog nie glo nie. Ons wil hulle hê so. Ons wil hulle kom so hulle welkom voel, because wie weet dat vind hulle die Here hier so. Maar as ons sulke mindsets het, gaan dit nooit gebeur nie. Ons wil hê mense moet welkom voel, tuis voel in die huis van die Here, totdat hulle besluit om hulle harte te gee vir die Here. Ons wil hê mense moet saam die Here aanbid met ons, totdat hulle besluit maak. Ons wil hê mense moet welkom voel, totdat hulle besluit om ja te sê vir die Here. What business do we have to hold them to a standard when they've not agreed to it? Maak dit sin, geliefdes? Sê my sê uit lyn is asseblief. Veel mense het al gekom, het om die vibe te kom check. This could be my spiritual home. And with our attitudes, they never came back. Kyk hulle op en af. En nie regte skoene nie. Kyk hulle klere. En die jeans wat die stukken is nie. En nie 'n doekie of nie dit en dat nie. And they never come back. Dis hartseer, man, dis hartseer. Dis hartseer. Ons het geen reg om mense buite te hou tot standaard. Nou, kyk ons man. Nou kom hulle by die huis en sy families. En hulle praat maar soos hulle praat en hulle doen maar wat hulle doen, maar nou wil ons, hulle is nog nie bekeerd nie, wat die respect. Yes, hulle gaan jou respect tot 'n sekere mate, dit is jou huis en dit is jou rules, maar don't expect them to live according to rules that apply to you as a believer. Hulle is nog nie daar nie, eendag, daar sal hulle kom tot die lig. En hulle sal beter weet, maar hulle is nog nie daar is nie. Amen. Al wat ons doen is, ons stoot hulle net weg is aan. Stoot hulle weg. Dan kom hulle nooit weer kerk toe nie. And they never get to experience what we experience every single week.
Ons kan sê, na jare by die Here, die Here skaaf nog aan ons. Hey man, hy skaaf nog aan ons. Verstaan nie? Ons laaste punt, Galatians 6 vers 1 en 2. Galatians 6 verse 1 and 2. Some brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way will fulfill the law of Christ. Help die afvallige opstaan. Help die wat geval het om op te staan. We end with this one. Those who have fallen among us, yes, you can judge. You can speak into the life and tell them, my sister, you're not in line with God's word anymore. My brother, you're not where you're supposed to be. My help, die persoon om op te staan. Amen. Many times our judgment comes just as judgment, but there's no helping the person. Brother Nolian? In plaas wat ons doen is, ons kinder van die persoon. Ons laat die persoon so ongemakkelijk voel, die persoon wil kom. Hulle weet ons nie waar hulle moet wees, maar hulle wil steeds keer toekom, maar ons laat hulle so ongemakkelijk voel. Hulle bly maar by die huis. We shoot our own wounded. Ons drink tee met hulle name. Die Bybel sê, mense wat in die geesing is, moet sulke mense ophelp. Help restore in die liefde van die Here. Met dieselfde liefde wat jou gehelp het en gered het, moet ons hulle ook ophelp. Watch yourself. Watch yourself hoe jy ander mense oordeel met trots. What comes before I fall? Watch yourself. Watch yourself, or you may also be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. Ons skiet die wat gewond is nie. Ons skop die wat geval het nie, terwyl hulle op die grond is nie. Ons help hulle op om te staan. John 1 verse 14 said, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father. And this is the part that I want to emphasize. Full of and full of grace and truth. En ek kyk die gedeelte, ek vraag myself, is it a coincidence that grace comes before truth? Of is het maar net per toeval? Die waarheid bly die waarheid. Die waarheid bly die waarheid. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Maar die genade kom eerste. Kan ons mekaar terecht help? In genade? Ja, die waarheid bly die waarheid. But where's the grace? Grace comes first. We're not excusing sin. Ons maak die sonde reg nie. Sonde bly sonde. Maar waar is die genade? Onze Here wat ons dien, hy het gegaan daar in die midde van sondaars. Hy het hulle liefde gewys en genade gewys. En hy het hulle verander. En hy vra ons, sy volgelinge, moet hulle ook lief hê. Hy gaan hulle verander. Hy gaan hulle red. Ons is geroep om hulle genade te gee en liefde te gee, nie te oordeel nie. Kom ons staan, soos klaar. Die woord is die woord. We are church called unto holiness. En die Here is nog besig om van ons heilig te maak, dat ons heilig kan lewe. And in this life we are called is to go out and to tell others
We are called to know what's right and what's wrong and to point out sin. But as you judge, don't judge hypocritically. Moenie falseness in your judgment nie. Kyk na jouself eerste. Sien die balk in jou eie oog eerste. As you judge, moenie skien heilig wees nie. Kyk in die spieël eerste. And don't hold people that are not saved to your standard of holiness, because they're still unsaved. And focus on restoring those who have fallen. O die Here gaan u seën, amen. Because dan bekom ons soos hy. Hy was daar om die wat geval het op te tel. Hy praat nie van hulle nie. He doesn't judge them or condemn them. He loves them and shows them grace. So as we pray, as you close your eyes this morning, I want you to think about where you are. I mentioned earlier that so many people have come into this place over the years. What part have you played? Have you been the one to judge them? Have you been the one to have a lot to say about them? Have you been the one to have a lot to say about your brother and sister's life, but you haven't looked at your own? Have you been so hard on your fellow believers, but you